Hartlik welkom aan almal wat by vandag se aanlyn diens inskakel. Mag die Here ons verlosser jou hart warm maak. Kom ons sluit ons oor en bid ons saam. Liefdevolle Vader, dankie dat ons op 'n baie unieke manier vanoggend kan saam wees as 'n gemeenskap van gelowiges. Here, mag ons mekaar dra en vashou. Dankie dat U ons liefhet en dat ons weet U is altyd by ons teenwoordig. Seën ons saam wees en mag ons harte oopmaak sodat U Gees in elkeen van ons kan werk. Ons bid dit in U groot en heilige naam, Vader, Seun en Heilige Gees. Amen. Die Here is my rots, my skuilplek en my redder, my God by wie ek skuil, my skild en sterk verlosser, my veilige vesting. Met hierdie belydenis groet die Here sy kinders, ons God, ons Vader, ons ouer, deur die genade van Jesus Christus onder die leiding van die Heilige Gees. Amen. Ons is 'n gemeenskap wat bou, wat werk, wat presteer en ons aanvaar die mite van perfekte beheer. Ons glo dat ons, wanneer ons genoeg beplan, genoeg spaar en genoeg die sweet laat tap, ons enige onsekerhede en onsekerheid van die lewe kan beheer. Maar hierdie oortuiging is 'n baie swaar las wat op ons skouers afdruk. En die onsekerheid en die angs voel eintlik soos roofdiere in ons lewens en ons noem hulle die krokodille wat ons bekruip uiteindelik en ons wil vang. Die ekonomiese krokodil wat op die rand van ons finansies loer en dreig met onstabiliteit. Die akademiese krokodil wat vir ons sê dat as ons kinders presteer, beteken dit is wanneer hulle goed is en waarin hulle waarde lê. Die sielkundige krokodil van genoegsaamheid wat ons dwing om uiteindelik onsself te bewys en selfs die gesondheidskrokodil wat ons laat glo dat wanneer ons die regte dinge doen, dat ons gevrywaar word van enige siekte en oud word. Hulle doel is om ons te dwing om alles uiteindelik te beheer, want hulle weet dat die stryd om beheer jou uiteindelik uitput. Die vraag is, hoe leef jy wanneer daar nie 'n wen is nie? Wanneer die krokodille jou uiteindelik beet gekry het en die lewe letterlik onmoontlik lyk, hoe oorleef jy dan? Nou die verhaal van Jogebed is ook 'n verhaal van hoe oorleef 'n mens wanneer daar nie 'n wen is nie. Die verhaal wat ons nou gaan lees uit die Bybel uit. Julle sal nou onthou dat in die verhaal van Moses in die rivier, ons gaan nou vandag lees vanuit Eksodus 2 uit, dan onthou ons dat Farao 'n dekreet uitgevoer het dat alle seentjies wat gebore word in die Nylrivier gegooi moet word. Die Nylrivier wat vol krokodille is. So Jogebed moes alles in haar vermoë doen om hierdie situasie van haar lewe wat met dood en gevaar te doen het, te probeer beheer en net haar kind te beskerm. So kom ons lees vandag saam vanuit Eksodus 2 vers 1 tot 10. 'n Man uit die stam Levi was met 'n Levitiese meisie getroud. Die vrou het swanger geword en 'n seentjie in die wêreld gebring. Toe sy sien hoe mooi hy is, het sy hom 3 maande lank weggesteek. Langer kon sy hom nie weggesteek het nie, daarom het sy vir hom 'n biesiemandjie gekry en dit met klei en pik dig gemaak. Sy het die seentjie daarin neergelê en dit tussen die riete aan die kant van die Nyl gesit. Sy suster het op 'n afstand gaan staan om te sien wat met hom gebeur. 'n Dogter van die Farao het afgegaan Nyl toe om te swem en die jong meisies wat haar vergesel het aan die kant van die rivier geloop. Toe sy die mandjie tussen die riete sien, stuur sy haar diensmeisies om dit te gaan haal. Met die oopmaak sien sy dit is 'n seentjie en hy huil. Toe kry sy hom jammer en dink dit is seker een van die Hebreëse seentjies. Sy suster kom sê toe vir die Farao se dogter: "Mag ek vir u 'n vrou gaan roep, 'n Hebreëse vrou met 'n pasgebore baba, dat sy die seentjie vir u kan laat drink?" Die dogter van die Farao het haar geantwoord: "Ja, goed." Die meisie het toe die seentjie se ma gaan roep en toe beveel die Farao se dogter die ma:
Neem hierdie seentjie en laat hom vir my drink. Ek sal jou daarvoor betaal. Die vrou het die seentjie geneem en vir hom gesorg en toe hy oud genoeg was, het sy hom na die dogter van die farao toe gebring, wat hom as haar eie seun aangeneem het. Sy het hom Moses genoem, want, het sy gesê, ek het hom mos uit die water uitgehaal. Nou die Hebreëse woord vir die mandjie waarin Moses gedryf het, word die Teba genoem. En dit kom op net een ander plek in die Bybel voor, op nog 'n ander plek. En dit is by die verhaal van Noag en die ark. En hierdie woord Teba word dan ook gebruik vir die ark. So dit vertel jou onmiddellik dat ons hier te doen het met 'n goddelike reddingsaksie, 'n reddingsplan van God. En dit is ook Jochebed se plan, toe sy haarself in 'n onmoontlike situasie bevind het, met onmoontlike uitdagings. Sy doen toe haar beste om uiteindelik haar kind se lewe te spaar. Sy steek haar baba vir 3 maande lank weg. Sy het waarskynlik hierdie kind se asempie dopgehou, elke keer wanneer hy huil, elke keer wanneer hy net hoes, om hom te probeer beskerm en weg te hou van gevaar. Maar dan besef sy, hierdie is 'n onmoontlike taak in die magtige ryk van die farao. Sy besef as sy hom nie nou gaan red en in 'n mandjie gaan sit nie, gaan hy sy lewe verloor. En Jochebed se reddingsplan het 'n vervaldatum gehad. Sy het gedoen wat enige ma sou doen. Net haar beste. En selfs haar beste kon hom uiteindelik nie gered het nie. Ek kan myself nie indink hoe dit vir Jochebed moes gevoel het in daardie onmoontlike situasie nie. Sy moes so magteloos gevoel het. En soos 'n ma is, druk haar in 'n hoekie, dan maak sy net 'n ander plan. En Jochebed begin toe om die Teba, die klein arkie te bou. En toe het sy haar baba in die rivier ingestuur, reg in die gevaar in, daar waar die krokodille is. En dink daaraan, sy stuur haar kind in hierdie gevaar in die amper in die mond van die krokodille in. Dit moes so sleg vir hierdie ma gewees het. En dit is die tragiese waarheid van ons eie lewens ook. Ons beste pogings, ons harde werk, ons spaarplanne, ons streng reëls kan op die ou end die teenoorgestelde bereik as wat ons beplan het. Jou beste poging om jou kind se toekoms te beheer veroorsaak dalk die grootste druk in julle lewens. Jou beste poging om finansiële veiligheid te bereik veroorsaak dalk die grootste angs. Jou beste poging om gesond te wees ontspoor wanneer ons 'n diagnose kry wat ons nie gesien kom het nie. Ons beste pogings om ons eie lewens te beheer kan ons dikwels in die gevaar laat beland. Hartseer en dood bring dalk nie letterlik vir ons hierdie hartseer en dood nie, maar dit bring dalk dood aan ons vrede. Die Teba was nie 'n oplossing nie. Dit was 'n simbool van haar totale mislukking om haar kind se lewe te red en die onmoontlike situasie waarin sy haarself bevind het en uiteindelik probeer het om hierdie situasie op 'n manier te beheer en net weer op 'n plek te kry waar sy regtig iets kan probeer doen vir haar kind. So Jochebed het iets gedoen wat Farao se mag uiteindelik nie kon beheer het nie. Sy het haar baba oorhandig aan die God van die heelal. En die Teba was haar gebed gewees. En dit is waar die goeie nuus in hierdie verhaal begin. Gelukkig is Jochebed nie die enigste ouer in hierdie storie en in hierdie verhaal nie. God neem oor waar sy nie kon nie. Ja, Jochebed stuur haar baba in die dood in, want sy het geen keuse nie. En dan vang God hierdie arkie in die rivier van die dood. En wat het God hier gedoen? Hy het lewe, redding en uitkoms gebring uit die einste plek waar ons in 'n doodloopstraat vasgeloop het. Daar waar die lewe se krokodille gereed gestaan het om ons uiteindelik te vang.
En dan gebeur die vreemdste ironie wat ons in die Bybel kry. Farao se eie dogter stap na die rivier toe en sy sien die taba en sy trek dit uit die water uit en sy hou daai brose baba in haar arms vas en iets gebeur binne in haar. Sy wil hierdie kind vir haarself hou. En die hoogtepunt van hierdie goddelike ouerskap is vers 10 en die ironie van die verhaal, die ma van hierdie baba in die rivier wat haar eie kind in geloof weggegee het, word ingeroep om haar eie kind te borsvoed en sy word boonop betaal daarvoor. En waar kom hierdie geld dan vandaan? Uit die Farao se chequeboek uit, as ons dit in moderne terme wil verduidelik. Dit is 'n direkte EFT oordrag vanaf die Farao se koninklike bankrekening. En die man wat hierdie kind wou doodmaak, het onwetend die loon vir daardie kind se oorlewing betaal. En dit is die transformerende waarheid van ons almal. God is by ons en wanneer God besig is met 'n reddingsplan, doen hy dit meesterlik op maniere wat ons nooit ooit eers kon dink moontlik is nie. Dat selfs die moordenaar uiteindelik die magtelose Jochebed befonds terwyl sy kan sien hoe veilig en goed haar kind versorg word. En natuurlik weet ons ook die groot rol wat Moses in God se groter storie met sy volk gespeel het. So jou vrees, jou angs, jou onmoontlike situasie in vertroue, kan dit selfs die fonds word waaruit God jou vrede betaal. Die loon is nie altyd geld nie, maar vrede te midde van onstabiliteit. Nie altyd die soort vrede wat al die rekeninge betaal of al die vrae in ons lewens beantwoord nie, maar 'n vrede wat sê, jy is nie alleen nie. Ek sien jou, ek dra jou. Jy is myne. Dit is die hoop wat vir ons is, wat vir ons stoei, wat vir ons veg. En daarom kies vandag om God totaal en al met jou probleme te vertrou. Probeer om dit wat so onmoontlik voel in jou eie klein liefdevolle te oor te handig en in te sit en vir die Here te gee. Want die Here stap saam met jou en werk 'n reddingsplan uit sodat die krokodil van vrees en dit wat jou wil verslind, jou nie kan in die hande kry nie, maar jou in die hand uiteindelik van sy wonderwerk oorhandig. En dit is die vryheid wat die Here vir ons bied. En dis hoekom ons vandag nog ons kinders bring om te doop. Nie omdat ons beloof om hulle teen elke krokodil van die lewe te beskerm nie, maar omdat ons weet, ons kan dit nie alleen doen nie. En soos Jochebed, plaas ons hulle in 'n taba, ons eie kinders, ons eie geliefdes, en dit word 'n simbool van geloof, en uiteindelik nie beheer nie. Want die doop is nie net 'n ritueel nie, dis 'n protes teen vrees, dit is 'n daad van oorgee, en dit is 'n gebed wat sê, Here, red U, want ek kan nie meer nie. Amen. Wat smag, na Vader smag my siel na U, o Heer. U alleen is my hart verlange, en ek bring aan U die eer. U alleen is my bron van krag, en U teenwoordigheid alleen is my hart verlange, en ek bring aan U die eer.
Mag my siel